Daar geskryf van die geheime vingerafdrukke van hout. Waaroor gaan dit? Ja, dit is nogals 'n interessante storie. Vrydagoggend, toe ek by die werk kom, toe sê hulle vir my, hulle wil graag hê ek moet na die launch, ekskuus, ek kan nie nou aan die Afrikaanse woord dink nie, maar die launch gaan van ons nuwe forensiese eenheid, deel van NAMPOL, in samewerking met die Amerikaanse ambassade, en hulle sê toe vir my, dit gaan alles oor vingerafdrukke en hout. En toe hulle dit vir my sê, toe sê ek eintlik soos, ek wil glad nie na toe gaan nie, ek weet nie hoekom julle dink dit pas by my nie, maar dit was toe eintlik verskriklik interessant geweest. So ons het 'n verskriklike probleem in Namibië met houtsmokkelary. Ja. Meer spesifiek met rooshoutsmokkelary in ons land se geval, maar internasionaal is houtsmokkelary 'n verskriklike groot probleem. Ja. Juis omdat dit iets is wat so maklik is om te smokkel. Jy maak valse dokumente op, jy reik valse permitte uit en niemand gaan regtig weet nie, want hout is hout en hout lyk maar grootendeels, althans vir my, lyk hout grootendeels alles dieselfde. En daar's nou hierdie nuwe forensiese eenheid, ons is die eerste in Afrika om dit te hê, waar hulle kan na die chemiese bindings van hout gaan kyk, Okay. om te kan bepaal of agterkom wat die hout se land van oorsprong is. Ja, ek wil nie te tegnies raak nie, maar ja, hulle gaan kyk na hoe die hout aan mekaar gesit is, die tipe grond wat die hout gevat het om te groei, die binneste kringetjies van die hout, al daai tipe van goed gaan kyk hulle daarna. En so kan hulle dan die hout se land van heenkoms bepaal. Wat ek dink ongelooflike tegnologie is, want ek meen as ek en jy kyk na 'n stuk hout, dan is dit net nog 'n stuk hout. Gooi ons sommer op die vuur. Ja, ons gooi hom op die vuur, ons maak 'n lekker braai, dis waarvoor ek hout gebruik altans. Maar so kan hulle dan nou dit bepaal, en hulle hoop daarmee is om 'n stop te sit aan houtsmokkelary. Dit is al in lande soos byvoorbeeld Peru, waar Amerika ook gehelp het om daardie programme te ontwikkel, maar soos ek sê, ons is eerste in Afrika en ek hoop regtig dit kan help, want ek het nou met my navorsing vir hierdie fokus en so 'n bietjie gaan kyk na hoe lyk rooshout en is eintlik verskriklik mooi. Dit is pragtig. Dis pink en pink is my gunsteling kleur, so enigiets wat pink is vir my pragtig, maar dat hulle 'n stop kan sit daarna en dat die mense want dit vat eerstens 'n groot deel van ons ekonomie weg, want ons kan daai goed wettiglik uitvoer. Ja. En dat dit stopgesit word sodat ons ekonomie daarin kan groei. En nie net dit nie, maar enige smokkelary is verkeerd en ek voel mense wat smokkel moet toegesluit word, so om 'n manier te hê om dit dan te kan wil ek amper sê terugtreis en dan die nodige skurke vas te vang, dink ek is belangrik. Dit is 'n baie belangrike ontwikkeling. Ek wonder of hulle ook die besendings wat deur Namibië op pad walvis toe en so verder uit ander Afrika lande gaan ondersoek. Ja, dit klink asof dit die groter plan is. Van wat ek verstaan het, is dit die groter plan. Vir nou het dit vir my al voorgekom, hulle fokus is baie op die noorde. Om eers daar te begin en dan dit uit te brei sover soos wat hulle kan. En dan natuurlik hulle volgende stop is Suid-Afrika, om dieselfde tipe forensiese sentrum in Suid-Afrika op te sit. En dan dit nou so ver as moontlik in Afrika uit te brei soos wat hulle kan. Okay, nee, dis goeie nuus, dankie.